As hy mense, Shabbat Shalom, wat 'n voorreg om saam met jou te wees op hierdie pragtige Saterdag en ek eer die lewende God vir sy goedheid, sy guns en sy genade. Nou dis die 12de April, ons is so naby aan Pesach wat nou natuurlik hierdie aand begin van son onder die 12de tot en met son onder die 13de. So ek is so opgewonde oor dit wat Abba Vader gaan kom doen oor hierdie periode en dat hy ook jou gaan seën oor die Pesach periode. So ek glo en vertrou dat jy gereed is vir hierdie periode. Maar vandag op hierdie Shabbat, wat die 12de April is 2025, wil ek met jou gesels oor 'n baie ernstige en belangrike boodskap. En die tema van my boodskap is vreemde vure. Want jy sien, dit is noodsaaklik dat ek en jy, dat ons hierdie gedeelte mooi verstaan, want so maklik kom daar 'n vreemde vuur in ons lewe en dit manifesteer en ons dink maar ons is in lyn met Vader, ons doen wat hom behaag, maar so maklik doen ons goed buite die wil van Vader. So Yahweh werk op 'n spesifieke manier. Ek wil dit baie duidelik maak. Yahweh werk op 'n spesifieke manier. En ons as mens kan nie dink dat ons kan maak en doen soos wat ons wil nie. Ons kan nie dit dink nie. Want as Vader op 'n spesifieke manier werk en hy het 'n patroon en hy het sy wil wat moet geskied, dan beteken dit ek en jy moet daarvolgens binne daai raamwerk, binne daai patroon moet ek en jy funksioneer. So wanneer Vader Yahweh vir ons 'n opdrag gee, moet ons as mens baie versigtig wees om dit uit te voer soos wat hy dit wil hê. Ons moet baie versigtig wees. Jy sien, daar was 'n man gewees met die naam van Saul. En Saul kry 'n opdrag deur die profeet, want die woord van Yahweh het gekom deur die profeet en hy gee vir hom die opdrag. En daardie opdrag het gekom by Saul wat die koning is. En Saul het nie die opdrag uitgevoer nie. Weet jy wat gebeur? Nou kom Samuel en hy kom op die toneel en eerstens was hulle nie met 'n bandvloek getref nie. Hy het die koning se lewe gespaar. Hy het die beste van die vee het hy agtergehou en dit was nie die opdrag nie. Die opdrag was tref met die bandvloek. So nou kom die profeet op die toneel en weet jy wat doen Saul? Hy kom en hy sê halleluja, loof die naam van die lewende God. Ek het die woord van Yahweh uitgevoer. Hy dink hy het die wil van Vader gedoen. Weet jy wat sê Samuel? Hy sê, hoorie so, nee jy het nie. Want wat se geblaar is dit in my ore? So maklik dink die mens, maar ons voer die woord van Vader uit. Ons doen sy wil en ons is gehoorsaam. Maar dit is so belangrik, wanneer Vader Yahweh vir ons 'n opdrag gee, moet ons versigtig wees om dit uit te voer soos wat hy dit bepaal. Nie soos wat ons dit bepaal nie, soos wat hy dit bepaal. So Vader Yahweh verwag van ons gehoorsaamheid. Hy verwag van ons gehoorsaamheid. So ek wil jou gou vat, maak jou Bybel oop by Levitikus hoofstuk 10. Levitikus hoofstuk 10, maar voordat ons daar kom, maak solank jou Bybel oop, want ons gaan 'n paar verse daar lees. Maar voordat ons daar kom, wil ek net gou vir jou 'n prentjie skets. Want Levitikus hoofstuk 8 en Levitikus hoofstuk 9 is daar sekere gebeure wat aanloop gee tot Levitikus hoofstuk 10. So kyk wat gebeur, in Levitikus hoofstuk 8 word die hoëpriester Aaron en sy 2 seuns word ingewy. Hulle word ingewy, met ander woorde, hulle word gesalf, hulle word in hulle posisie ingeplaas. Hulle word voorberei vir die dienswerk. Hulle word ingewy. Met ander woorde, daar's 'n 7 dae periode wat hulle voorberei word, wat hulle ingewy word vir die dienswerk, vir die heilige dienswerk in Vader se teenwoordigheid. Net so word voorberei, dis hoekom ek gaan studeer het. Ek spandeer baie ure om my navorsing te doen. Ek berei voor en ek word altyd voorberei deur die Heilige Gees en deur Vader om in die dienswerk van Vader te staan. So ek word voorberei. So hierdie ouens word ingewy, hulle word voorberei vir 'n 7 dae periode. So hulle het presies geweet hoe werk Vader. Hulle het presies geweet wat word van hulle verwag, want hulle was opgelei vir 7 dae lank was hulle ingewy en hulle moes versigtig wees om dit
toe te rus of die dinge uit te voer soos wat Vader dit wou gehad het. Hulle het geleer wat Vader se patroon is. Hulle het geweet hoe werk Vader op 'n spesifieke manier. Nou kom hoofstuk 9. In hoofstuk 9 word die heel eerste offers gedoen deur die hoofpriester en sy 2 seuns. So, hulle was voorbereid, hulle was ingewy, hulle was toegerus, hulle het vir 7 dae lank het hulle ingeoefen en hulle het geweet wat gebeur en wat moet gebeur. En nou kom die eerste offers en toe die eerste offers plaasvind, toe aanskou hulle iets. Nou eerstens, by hoofstuk 8, toe hulle ingewy is, het hulle beleef die heiligheid van Jahwe. Hulle het dit beleef. Hulle het dit beleef by die inwyding vir daai 7 dae periode het hulle die heiligheid van Jahwe beleef. Nou kom hulle in hoofstuk 9 en nou doen hulle die eerste offers. En die hoofpriester en die seuns het die volgende beleef. Hulle aanskou Jahwe se heiligheid. Hulle aanskou dit. Eers het hulle dit beleef. Tweedens het hulle dit aanskou. Hulle het Jahwe se heiligheid aanskou, want weet jy wat sê die woord? Die woord sê toe die offers gebring is. Toe kom die heerlikheid van Vader en dit manifesteer. En toe kom daar 'n vuur uit die hemel en verteer die offer en steek die brandoffer aan die brand. So hulle het dit gesien. Hulle ervaar dit. Okay, nou, kom ons gaan na hoofstuk 10 toe. Levitikus hoofstuk 10, ons lees vanaf vers 1 tot vers 3. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring wat hy nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van Jahwe uitgegaan en hulle verteer. En hulle het gesterwe voor die aangesig van Jahwe. Toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat Jahwe gespreek het, deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stil gebly. Yes, wat 'n amazing gedeelte hier, en ons sien dat hierdie 2 manne, Nadab en Abihu, was vir 7 dae lank voorberei in die tent van samekoms voor die aangesig van Jahwe. Vir 7 dae. Nou wat beteken die 7? 7 is nou natuurlik volmaaktheid van Jahwe. En op die 8ste dag, toe is die eerste offers gebring. So die 8ste dag begin die offers. En die 8 beteken nuwe seisoen. So nadat hulle volmaak is, beweeg hulle in hulle nuwe seisoen, maar daar's iets wat gebeur hier, wat ek wil uitlig en wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte. Kyk gou eers. Levitikus 9 vers 23 tot 24. Kyk wat gebeur hier. Daarop het Moses en Aaron in die tent van samekoms gegaan, en toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën, en die heerlikheid van Jahwe het aan die hele volk verskyn. Vuur het van die aangesig van Jahwe uitgegaan en op die altaar die brandoffer en die stukke vet verteer. Toe die hele volk dit sien, het hulle gejuig en op hulle aangesig geval. So wat aanskou die volk? Die volk sien die heerlikheid van Jahwe. Hulle sien sy heiligheid, hulle sien sy almag. So die volk het dit gesien. Moses sien dit. Aaron sien dit. Sy 2 seuns sien dit. Hulle sien dit. Maar weet jy wat? Nog steeds bring hierdie 2 seuns 'n vreemde vuur in die teenwoordigheid van die lewende God. Nadat hulle aanskou het, maar hy is heilig, nadat hulle aanskou het sy heerlikheid. En ek weet daar's mense wat dalk sê, maar
hoorie so, as ek in daardie tyd gelewe het, ek sou darem maar anders te gewees het as die volk, want jy sien, die volk het gesien hoe die Rooi See oopgekloof word. Die volk het gesien die plaag wat in Egipte geval het. Die volk het die heerlikheid van Jahwe aanskou. Hulle het gesien hoe daar water uit die rots uitkom. Hulle het gesien dat die manna uit die hemel uitval. Hulle was so geseënd dat die klere aan hulle lyf het nie eers verslyk nie, die skoene aan hulle voete het saam met hulle gegroei en het nie verslyk nie. Hulle het die heerlikheid van Jahwe gesien, met ander woorde, die vuurkolom in die nag, die wolkkolom in die dag, hulle het dit gesien. Maar nogtans het die volk gemurmureer, hulle het afvallig geraak, hulle het weggedraai van Jahwe, hulle het 'n goue kalf gemaak en hulle het afgoderry ingebring in Vader se teenwoordigheid. En ons as mens sê partykeer, ja, maar ons sou anders te gewees het. Nee, ons sou nie. Want as die volk dit gedoen het, dan gaan ons presies dieselfde doen. En ek wil vandag vir jou sê, ons as mens doen presies dieselfde. Presies dieselfde. Maar kyk gou hier. In vergelyking met daardie tyd, waar Vader geoordeel het, want die bendes van Korag, toe hulle in opstand kom teen die autoriteit van Jahwe, toe maak die aarde oop, en hulle is lewendig in hulle liggaam, is hulle lewendig na die doderyk toe. En jy sien toe mense die afgod, die koei gemaak het, die goue kalf, toe hulle dit gemaak het, toe sterf daar 3000 mense in die woestyn. Toe hulle gemurmureer het, toe sê Vader, almal bo die ouderdom van 20 jaar gaan die beloofde land nie ingaan nie, maar hulle gaan sterf in die woestyn. Jy sien, Vader, in daardie tyd, in vergelyking met daardie tyd, as ons vandag na Vader kyk, dan besef ek, maar hy is 'n genadige God. Hy is 'n genadige God. Hy was ook genadig daardie tyd, maar hy is 'n genadige God. As ek dit vergelyk met daardie tyd en ons vandag, dan besef ek, Vader is 'n genadige God. Want as ons presies dieselfde optree, as wat die volk daardie tyd opgetree het, en ek en jy leef nog, dan weet ek, hy is 'n genadige God. Maar kyk gou hier. Hierdie is belangrik. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie. Want Elohim laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal die mens ook maai. Net wat die mens saai, sal die mens ook maai. So daar is vandag soveel vreemde vure wat brand, wat nie deur Jahwe aangesteek is nie, en ook nie deur hom beveel is nie. Ek wil jou gou terugvat na Levitikus hoofstuk 10 vers 1 tot 3. Kyk wat sê die woord hier. Hy sê Nadab en Abihu het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring wat hy nie beveel het nie. So hoeveel keer doen ek en jy dinge wat Vader Jahwe nie beveel het nie? Hoeveel keer doen die mens dinge wat Vader Jahwe nie beveel het nie? So Nadab en Abihu het in die diens gestaan as priesters. Hulle het in diens gestaan as priesters. Hulle was ingewy, hulle was voorbereid. Hulle het die heiligheid van Jahwe beleef, hulle het die heiligheid van Jahwe aanskou en hulle was aangestel as priesters en hulle met 'n spesifieke funksie moes hulle uitgevoer het. Weet jy wat is hulle funksie? Luister gou. Levitikus 10 vers 10 tot 11 gee die funksie van die leviete, van die priesters. Dis hulle funksie, luister mooi. En julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en onheilig, en tussen wat onrein en rein is. En julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat Jahwe deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Dis die funksie van die priesters. Dit is ook my funksie vandag. Dit is ook my taak as herder van hierdie gemeente, en of dit nou hier by Mikdash is, en of dit op sosiale media is, op die platform van YouTube of Facebook of wat ook al, dit is ook my taak as herder
om hierdie spesifieke funksie uit te voer. Ek is nie net 'n herder nie, ek is ook 'n priester, ek is ook 'n leraar, ek is ook 'n profeet, ek is ook 'n evangelis. So hierdie taak is op my gelê om die onderskeid te maak tussen wat heilig en onheilig, tussen wat onrein en rein is, en ek moet al die kinders van die volk van Israel leer al die insettinge wat Jahwe deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. Dis my taak. Dis my taak. Nou sê die woord in Efesiërs 4, vers 11 tot 14. Kyk wat sê die woord in terme van my funksie. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So hoe gaan jy weet dat jy 'n heilige is? Jy is alleen 'n heilige vanweë die bloed van die lam. Wanneer jy in 'n verhouding is met Yeshua, wanneer jy in 'n verbond staan deur die bloed van die lam met Jahwe ons Elohim, en wanneer jy in sy wil wandel, dan is jy 'n heilige. Jy's 'n heilige wanneer ek in my funksie funksioneer om die onderskeid te bring tussen wat heilig en onheilig is, tussen wat onrein en rein is, en dat ek jou die insettinge van Jahwe ons Elohim leer. Dan is jy 'n heilige. So om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, dit beteken jy het werk wat jy moet verrig. So dit gaan nie altyd net oor my nie. En nou doen ek die werk en ek leer, en al wat die mens doen, is sit met die hande gevou, dis reg, preach it pastor, preach it. Maar die dienswerk kom by die mens, by die volk, om hulle voor te berei vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Messia, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Hierdie is belangrik. Ek het dit gehighlight. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Hier is die probleem. Daar is ongelukkig nie eenheid nie. Weet jy hoekom? Want hierdie mense glo dit, en nee, weet jy wat? Ek glo nou nie meer dit nie. Ek het nou hierdie raak gelees in die woord, so ek gaan afstig van hierdie gemeente af, en ons maak ons eie gemeente, want ons glo dit. En hier is ons beleidsrigting, en dan sal weer 'n ander geloof oortuiging, en nou begin ek hierdie gemeente, en jy sien, hier is ons beleidsrigting, en nee, julle verstaan nie die woord reg nie, so ek gaan afstig, en ek gaan hierdie gemeente stig, en ons staan nou bekend as hierdie gemeente, en hierdie organisasie, en ons het hierdie geloof, en ons het hierdie geloof, en so is daar klomp verskillende denominasies, reg oor Suid-Afrika en die wêreld, en daar's geen eenheid van geloof nie. En dis 'n probleem. Want eintlik is dit so eenvoudig. Die woord sê daar's 'n eenheid van geloof. So dit help nie, hierdie gemeente het hierdie beleidsrigting en glo dit, en nou vat ek 'n versie hier, en nou het ek hierdie beleidsrigting nie. Wat het geword van die totale woord van God? Wat het geword daarvan? Hoekom glo ons nie wat in die woord staan van Genesis tot by Openbaring nie? Wat het geword daarvan? Maar jy sien, die eenheid van die geloof ontbreek in soveel geleedere. Want jy sien, ek glo dit, en nee, hulle is van die pad af, want jy sien, ek het hierdie raak gelees, en nee, daar is oorlewering, daar is tradisie, nou skuif ek hierdie kant toe, ons het hierdie geloofsrigting, ons het hierdie beleid, en ons glo in dit, en ons is reg, en almal anders is verkeerd. En daar is net nie meer eenheid in die geloof nie. Nou gaan die woord verder. Hy sê, totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof, en van die kennis van die seun van Elohim, tot 'n volwasse man, tot die mate van volle grootte van die Messias, sodat ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger word, heen en weer gedrywe word, deur elke wind van lering, want jy sien, nou leer ons hierdie, en dis die geloof. En dis die regte manier. En nee, kyk, ons moet nou in dit glo. En dan sal weer 'n ander lering, nee, ons stig nou af van hierdie gemeente, ons moet nou dit glo. Dan sal weer 'n ander lering, nee, hulle is verkeerd en ons is reg, so dit is die waarheid. En mense word weggedrywe deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur die sleeheid om listigheid tot dwaling te bring. Ek het hier in hakkies geskryf, vreemde vuur.
So met ander woorde, daar is soveel samekomste reg oor die wêreld, oor 'n naweek. En ek wil vandag vir jou sê, as ons nie hou by die totale woord van God nie, en ons doen dinge wat Vader nie beveel het nie, dan bring ons 'n vreemde vuur in Vader se teenwoordigheid. Vat jou weer terug na Levitikus hoofstuk 10. Hy sê, en hulle het vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. En hoeveel mense bring goed in die heilige samekoms van Jahwe, en dis goed wat hy nie beveel het nie. Dan is ons mos besig met 'n vreemde vuur. Want jy sien, die oralste waar 'n groepie mense bymekaar kom, waar daar 'n samekoms is, daar is die heilige samekoms, en die persoon wat aangestel is, wat as priester funksioneer, volgens die woord, in Levitikus hoofstuk 10, wat die onderskeid moet bring tussen heilig en onheilig, onrein en rein, en wat die insetting moet verkondig, daai taak is op hom gelê, en wat doen hy nou? Nou bring hy onreinheid in die heiligdom van God. Nou bring hy onheiligheid in die heiligdom van God. Met ander woorde, daai persoon is besig om 'n vreemde vuur te bring voor die aangesig van Jahwe, ons Elohim. Dis hoekom ek sê, ouens, ons het te make met 'n genadige God. Maar weer verseker, Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie, Elohim laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En so maklik is dit, hierdie lering, en as daai lering, nee, ons moet nou hierdie glo, nee, ons moet nou daai glo, nee, ek gaan nou afstig van hierdie gemeente, ons skep nou daai gemeente, nee, ons gaan nou afstig van hierdie geloof, ons glo nou dit. En as elke wind van lering. Nou kyk gou hierso, ek wil jou gou bring, weer terug na dit wat Nadab en Abihu gedoen het, ek wil jou gou terugbring. Want jy sien, hulle het vreemde vuur gebring voor die aangesig van Jahwe, en so maklik bring ek en jy ook vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe. En ek moet so versigtig wees, om presies te doen wat die woord vir my sê om te doen. Want as ek dit nie doen nie, en ek bring tradisies in, en ek bring dinge in van menslike oorlewering, en ek bring verkeerde goed in, dan is ons besig om 'n vreemde vuur in die aangesig van Jahwe te bring. So daar's 5 dinge wat Nadab en Abihu verkeerd gedoen het. 5 dinge. Ek wil hierdie 5 dinge wil ek gou met jou bespreek. Nommer 1. In die proses van die heilige bediening, het hulle dinge gedoen wat Vader Jahwe nie beveel het nie. Wat vat jy weer terug? Levitikus hoofstuk 10, vers 1 tot 3. En hulle het vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. In ander woorde, hulle het goed gedoen in die heilige bediening, het hulle dinge gedoen wat Vader hulle nie beveel het nie. Met ander woorde, is daar vandag in die heilige samekoms, die heilige bediening, want jy sien, oralste waar die woord van God inkom en word verkondig, is veronderstel om die heilige bediening te wees. So waar die heilige bediening is, doen mense dinge wat Vader Jahwe nie beveel nie. Vandag word dit ook gedoen. Vandag in die heilige bediening word daar goed ingebring en gedoen wat Vader nie beveel nie. Met ander woorde, al die pagan feeste word ingebring in die heilige bediening van Jahwe, en Vader het dit nie beveel nie. Hy het dit nie beveel nie. Daar is nie een opdrag in die woord om Kersfees te vier, om Easter te vier, om Halloween te vier, om Valentine's te vier, en om hierdie pagan feeste te vier, nie een opdrag in die woord nie. Nee. Maar jy sien, die gemeentes en die heiligdom en die wêreld hardloop agter pagan feeste aan, in steede daarvan om te doen wat Vader Jahwe beveel in sy woord.
Maar natuurlik die doop van babas word ook gedoen in die heilige bediening en nêrens in die woord is daar gesag nie. Dis eintlik 'n tradisie, dit kom van Babylon af en het ingeslyp in die kerksysteem en daarom is ek dankbaar, ons is nie deel van die kerksysteem nie, ons is die eklesia, ons is die afgesonderde heiliges van Jahwe, ons is 'n gemeente, ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n gemeente, ons is die eklesia. So maar die doop van babas word gedoen reg oor die sogenaamde heiligdomme van Jahwe, want dis die heilige bediening. En die woord word ingebring. En selfs die 10 gebooie word gelees. En die woord word ingebring, maar daar's dinge wat hulle doen wat Vader Jahwe nie beveel het nie. Met ander woorde, daar word 'n vreemde vuur gebring voor die aangesig van Jahwe. Nou natuurlik die genade boodskap. Die genade boodskap word ingebring, want jy sien, deur genade is ek gered, great, reg, 100%, ek het nie 'n probleem daarmee nie, maar weet jy, die genade boodskap word so goedkoop gemaak. Dis hoekom Judas sê, vers 6, hy sê, dat mense ingesluit, in die geleedere wat se veroordeling lank al vasstaan, wat die genade van Jahwe gebruik om losbandig te lewe. In ander woorde, die genade boodskap word goedkoop gemaak, want jy sien, jy is gered deur genade en jy kan maak en doen wat jy wil, want sy genade is vir jou genoeg. Maar jy sien, genade is nie 'n Nuwe Testament konsep nie. Genade kom uit die woord uit in Genesis hoofstuk 6. Want deur genade is Noag gespaar. Deur genade is ek en jy vandag nog steeds hier en ek kan alleen die ewige lewe behaal deur sy genade, deur sy redding, deur sy bloed. Ek kan alleen die ewige lewe behaal vanweë die offer van Yeshua. That's it. Maar nou dat ek vrygemaak is deur Yeshua, nou moet ek gehoorsaam wees en ek moet wandel in sy weë. So die genade boodskap kom in die heiligdom, in die heilige bediening, en het word so goedkoop gemaak, en dis dinge wat Vader nie beveel nie. So daar's 'n vreemde vuur wat in die teenwoordigheid van Jahwe is. En dan is daar iets wat my baie teleurstel. Daar's iets wat my baie grief. En die oomblik as ek dit sien en dit is besig om pos te vat in Suid-Afrika ook. Dis reg oor die wêreld en dis besig om pos te vat in Suid-Afrika ook. Is hier die konsep van gee 'n saad van R10,000 en Jahwe sal jou seën. Halleluja. Jy moet R1,000 gee. Nee, jy moet 5,000. Nee, jy moet 'n saad gee van R10,000 en dan sal jy sien die hand van Jahwe op jou lewe. Dis nonsens. Dit werk nie so nie. Vader word nie gemanipuleer deur geld nie. Hy word nie gemanipuleer nie. Weet jy wat sê die woord vir my? Die woord sê dat ons as mens moet gee uit 'n blymoedige hart. Ons moet gee uit 'n blymoedige hart. So geen persoon wat op 'n platform staan, het die reg om mense te dwing om 'n sekere hoeveelheid geld te gee en dan word jy geseën nie. Nee, dis nie hoe Vader werk nie. Vader werk, dit is 'n Bybelse konsep. Dis 'n Bybelse prinsip dat wanneer jy saai, sal jy maai. Dis 'n Bybelse prinsip en jy kan nooit vir Vader outgive nie. Ek het dit al beleef in my lewe, ek het dit al ervaar in my lewe. Die oomblik wanneer ek saad saai en dan kom daar 'n opbrengs, dan kom daar invloed in my lewe in. Dis 'n Bybelse perspektief en 'n Bybelse prinsip. Maar ek kan nie mense manipuleer deur te sê, weet jy wat, jy moet R5,000 gee en kyk, jy gaan die volgende ervaar. En in jou armoede moet jy dit gee en Vader sal jou oplig. Nee, dit werk nie so nie. Jy gee van jou eie oortuiging in jou hart en as jy 'n saad wil saai, dan saai jy dit. Jy moenie gemanipuleer word deur mense om 'n saad te saai nie. Dis onbybels, dis nie wat Vader beveel het nie. Vader beveel in sy woord dat ek en jy moet gee uit 'n blymoedige hart. Ja, mense, en ek raak so bekommerd dat mense beïnvloed word deur hierdie aspek, want nou staan 'n profeet wat opstaan en hierdie profeet profeteer en sê, kyk, jy gaan die volgende ervaar en jy gaan 'n finansiële inspuiting ervaar, maar jy moet die volgende doen. Jy moet jou bankrekening leegmaak en in my rekening inplaas of in die kerk se rekening inplaas en Vader gaan jou oplig. Dis 'n leuen uit die put van die hel.
Vader werk nie so nie. Vader werk met die konsep van, ek het gee uit 'n blymoedige hart, en of ek R100 gee, en of ek R10.000 gee, dit maak nie saak nie, Vader seën dit. Maar ek kan nie toelaat dat 'n prediker, of 'n leraar, of 'n herder my manipuleer, deur te sê, jy moet dit, of jy moet dat gee nie. Dit werk nie so nie. Weet jy, ek is so opgewonde, wanneer ek sien, daar kom 'n boodskap, en iemand betaal R100 in die rekening. Eers dan is ek so opgewonde, en ek is so bly vir daardie saad wat inkom. So ek het dieselfde gevoel, of dit R100 is, en of dit R10.000 is, wat iemand insaai in die koninkryk van God. En ek het nog nooit gepraat oor geld nie, en ek sal ook nie, want jy sien, dit kom uit jou eie oortuiging, dit kom uit 'n blymoedige hart, om te saai in die koninkryk van God, en daarmee weet ek, dis 'n Bybelse prinsip, dit wat jy saai, sal jy maai, en as jy net R50 kan saai, dan saai jy R50. Halleluja, en Vader sien dit raak. Maar dit maak my hartseer, hoe mense gemanipuleer word deur mense. Nou word daar in die heilige bediening, word daar musiek gebring, en musiek wat die mens vereer, in steede daarvan dat dit die Skepper vereer. En dit is goed wat Vader nie beveel het nie. Want jy sien, die mens is niks. As ek kom sê die woord, daar is niks goeds in die mens nie. Niks. En daarom is dit vir ons belangrik, hier by Mikdash Benoni, dat dit wat ons hier sing, die worship wat ons doen, en alles wat ons hier doen, gaan nie oor die mens nie, dit gaan oor die Skepper van hemel en aarde. Jy sien, mense word opgehemel, pastore word opgehemel, en asseblief, ek is 'n gewone mens, net soos jy, moet my glad nie ophemel nie. Asseblief, ek is 'n nederige mens in die aangesig van Jahweh, en moet my asseblief nie ophemel nie, ek is 'n doodnormale mens, maar nou word leraars en pastore word so opgehemel, en dan hoor jy so baie, nee, maar my pastoor sê dit, en nee, ek het my pastoor sê dit, asseblief moet dit nooit sê nie, gaan eerder en sê, die woord van Jahweh sê dit, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die woord. Halleluja, dit gaan oor Skepper, lewende God, dit het niks met my te maak nie, ek is maar net die diensknegt wat Vader toegerus het om die woord oor te dra. So met ander woorde, hulle doen dinge wat Vader Jahweh nie beveel het nie. Mense, ons kan nie vreemde vure in die aangesig van Jahweh bring nie. Die tweede ding wat hulle verkeerd gedoen het, is hulle het hulle eie vuur geneem. Hulle eie vuur, nie die vuur van die altaar nie. In ander woorde, as hulle iets wil doen, as hulle 'n wierook wil aansteek, as hulle 'n brandoffer wil doen, dan moet hulle dit op die altaar sit. Hulle moet die regte vuur opsit, want jy sien, wie het die altaar aan die brand gesteek? Wie het die altaar aan die brand gesteek? Dit was Vader Jahweh. Jy sien, hulle neem hulle eie vuur. Hulle eie vuur. Hulle nie die vuur van die altaar nie, hulle vat vreemde vuur. En hier kom die belangrike ding. Mense hou godsdiens sonder God. Jy sien, want hulle vat hulle eie vuur. Nie die vuur van Jahweh nie. Hulle vat hulle eie vuur. So mense hou godsdiens sonder God. En mense sit in die gemeente jaar in en jaar uit, jaar in en jaar uit, maar daar's geen wedergeboorte in hulle hart nie, in hulle lewe nie. Geen. Want jy sien, hulle hou godsdiens, maar sonder God. Want ek is in die gewoonte, want vir al die jare kom ons in en ons sit en ons doen die volgende en alles vind plaas wat Vader nie beveel het nie en ek hoor die woord en ag, dis oukei, nou voel ek beter want jy sien die pastoor of die dominee of die leraar het gesien ek is hier, nou gaan ek uit en nou gaan ek aan met my sondige lewe. En ek rook en drink en reer en doen alles wat die wêreld vir my aanbied en dan is ek net weer, die volgende week is ek in en ek lê maar net die geloofsbelijdenis af en daar gat ek weer. Want jy sien mense hou godsdiens sonder die lewende God. Want ek bring my eie vuur, nie die vuur van Jahweh nie. Dis my hartseer. Ek sien baie mense en ek doen berading en ons het 'n spesifieke vorm wat mense invul wanneer ons nou informasie nodig het en daai vorm is nogal gedetaileerd.
En dit gee vir ons al die nodige inligting om dan met daai persoon te werk, om te kyk wat is die probleem in hierdie persoon se lewe, gees, siel en liggaam, en dan kan ons bepaal hoe gaan ons hierdie persoon help. En een van die vrae, en ek het dit nou al so baie gekry, een van die vrae in die vorm is, beskryf vir my jou wedergeboorte ervaring. En omtrent 90% van die mense wat ek sien, wanneer hulle daardie vorm invul, dan los hulle daai vraag oop. Hulle los daai vraag oop. Dan sit ek met die persoon, dan sê ek, alright, kyk gou vir my, alright, hierdie vraag, beskryf vir my jou bekeringservaring, jou wedergeboorte ervaring, beskryf dit vir my. Hoekom het jy dit uitgelos? Nee, pastoor, ek weet nie. Kan nie vir jou sê nie. Kan jy dit beskryf? Nee, kan nie. Ek sê, maar daar's jou probleem. Daar's jou probleem. Jy's nie wedergebore nie. Maar mense sit in die kerk, hulle sit in die heiligdom, hulle sit onder die geklank van die woord, hulle is in die gemeente en hulle vorm deel van die heilige bediening, maar hulle doen godsdiens sonder God. En hulle het nog nooit tot bekering gekom nie. Kom ek verduidelik gou iets. Bekering is my verantwoordelikheid. So ek moet my bekeer. Dis my verantwoordelikheid. Hoe doen ek dit? Ek kom agter dat ek het 'n verlosser nodig. Ek het 'n redder nodig. Maar wedergeboorte kom van bo af. Wedergeboorte kom van bo af. In ander woorde, wie het die vuur aangesteek op die altaar? Wie het die vuur aangesteek? Vader Jahweh. Hier sê die woord, Levitikus 6 vers 13. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Dit mag nie doodgaan nie. Dit mag nie doodgaan nie. My verantwoordelikheid. Want jy sien, die vuur word aangesteek deur Jahweh. Die vuur in jou binneste word deur Jahweh aangesteek. Die wedergeboorte kom van bo af, nie van die mens af nie. Wedergeboorte kom van bo af. So wanneer ek my bekeer, dan kom ek agter ek is 'n sondaar. Nou sê die woord, bekeer julle, want die koninkryk van Elohim het naby gekom. So nou moet ek wegdraai van die sonde en die ongeregtigheid. Nou bekeer ek my. My verantwoordelikheid. So ek roep uit, Vader, ek is 'n sondaar. Ek maak my gees oop vandag. Ek nooi Yeshua in om my te verander van binne na buite. Nou sê die woord in Galasiërs 2 vers 1, dat ons was dood in ons misdade en ons sonde. Dit was jou geestelike kondisie. Almal van ons was geestelik dood. En hy het ons lewendig gemaak. Waar? By ons bekering, by die wedergeboorte. So nou nooi ek hom in. Nou verander hy my van binne af buite toe. In ander woorde, ek word wedergebore in my gees. As ek 'n ander mens. Ek is 'n totale ander mens. Weet jy wat het ek ervaar? Nou eerstens, ek kan vir jou sê, die dag, die tyd, die uur, die datum, ek kan vir jou die omstandighede gee, ek kan vir jou presies sê, dit wat gebeur het met my wedergeboorte, want ek kan alles onthou, dit was die mees amazingste ervaring, waar die krag van die lewende God my kon vrymaak het van sonde en ongeregtigheid. So as jy wedergebore is, dan weet jy dit. Maar dan sien ek soveel mense, verduidelik vir my jou wedergeboorte ervaring, jou bekeringservaring, en dan kan hulle nie antwoord nie. Jy sê, maar dit gaan nie oor godsdienst. Mense hou godsdienst sonder God. En hulle bring 'n vreemde vuur in die teenwoordigheid van Jahweh en hulle doen dinge wat hy nie beveel het nie. Want jy sien, hulle het hulle eie vuur geneem en nie die vuur van die altaar nie. So dit gaan nie oor godsdienst nie, dit gaan oor jou verhouding. En die oomblik wanneer jy in 'n verhouding is, dan kom jy agter dat die kerk kan jou nie red nie. Dan kom jy agter dat die gemeente kan jou nie die gawe van die ewige lewe gee nie. Dan kom jy agter dat die pastoor gaan jou nie in die hemel kry nie. Net jou verhouding met Jahweh, ons Elohim, met jou verlosser, Yeshua, gaan dit doen. Net jou verhouding. Nou die derde ding wat hulle verkeerd gedoen het, is hulle het wierook geoffer op die verkeerde plek en die verkeerde tyd. Hulle het wierook geoffer op die verkeerde plek en die verkeerde tyd. Weereens, ek sê dit, Vader werk op 'n spesifieke manier. Hy het 'n patroon. Jy sien, nou bring hulle wierook en weet jy wat? Daardie wierook
word aangesteek in die heiligdom. Op 'n spesifieke tyd word die wierook gebring in die heiligdom. Want jy sien met die tabernakel, het jy die buitenste hof, jy het die heiligdom en jy het die allerheiligdom. Die buitenste hof het jy die brandofferaltaar, jy het die brazen altaar, die brandofferaltaar, dan het jy die koper waskom, en daarna kan jy instap tot in die heiligdom, en in die heiligdom is die menorah, is die tafel van toonbrode, en is die wierookaltaar net voor die voorhangsel waar jy inbeweeg in die allerheiligdom. So wanneer daardie altaar, daai wierookaltaar aan die brand gesteek moet word, daar's 'n spesifieke tyd, en daar's 'n spesifieke plek. So nou vat jy die koolvuur van die brandofferaltaar, en daai koolvuur word gevat, nou vat jy die wierook, en daar's 4 bestanddele van die wierook, en nou sit jy dit saam op die altaar, en dan word dit aangeneem as 'n lieflike geur voor Vader Jahwe. So hulle het op die verkeerde plek, en die verkeerde tyd, en met die verkeerde metode, het hulle probeer wierook aan Vader Jahwe offer. Want Vader werk op 'n spesifieke manier, hy het 'n patroon. Kyk wat sê die woord, in 1 Korintiërs 14 vers 33, hy sê, want Elohim is nie 'n Elohim van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van Jahwe. Soos in al die gemeentes van Jahwe. In ander woorde, ons kan nie in wanorde funksioneer nie. Ons kan nie dinge doen wat Vader nie beveel het nie. Ons moet doen wat hom behaag. Ons moet werk volgens sy spesifieke manier. Hy het 'n patroon, mense, en hy wyk nie van sy patroon af nie. Jy sien, want dit gebeur so baie keer met ons. Want jy sien, op die verkeerde plek en die verkeerde tyd bring ek offers, en ek bring 'n wierookoffer, maar jy sien, dit gebeur met ons, want ons hartsbedoeling is reg, maar die uitvoering daarvan is verkeerd. Maar jy sien, pastoor, ek het dit mos nou nie so bedoel. Pastoor, ek wou net die beste gedoen het, maar jy sien, die hartsbedoeling is opreg, maar die uitvoering daarvan is verkeerd. Die motief is soms reg, maar die uitvoering daarvan rig skade. Die uitvoering daarvan rig skade. Hier is 'n voorbeeld. In Handelinge hoofstuk 5 is daar 2 mense met die naam van Ananias en Safira. En Ananias en Safira, hulle sien iets. Hulle sien by 'n sekere disipel, sekere persoon, sien hulle dat hierdie persoon verkoop sy eiendom, en hy bring sy geld, en hy sit dit by die voete van die apostels. So, met dit gesê, luister nou baie mooi. Dis nie nodig vir jou om jou huis te verkoop en alles te bring na die gemeente toe. Asseblief, moet dit nie doen. Moet dit nie doen nie. Moet dit nie vir my onthaalwe doen nie. Asseblief, moet dit nie doen nie. Maar jy sien, hulle dit gedoen uit die hartsoortuiging vanweë die Heilige Gees. Maar jy sien, wat hulle gedoen het, was nie heeltemal korrek nie, want Vader wou gehad het, dat die evangelie moes versprei het. Weet jy wat gebeur? Nou doen mense dit, en almal kluk saam, en nou besit almal gemeenskaplik alles, en hulle kom by mekaar, en daar vind nie groei plaas nie. En dis nie wat Vader wou gehad het nie. Die opdrag was, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie. Begin by Jerusalem, dan Judea, dan Samaria, en dan die uithoeke van die wêreld. So hulle kluk by mekaar, en nou is daar 'n samehorigheid, hulle verkoop alles, almal besit alles gemeenskaplik, en daar vind nie groei plaas nie, hulle bly net daar. Wat doen Vader? Hy bring vervolging oor die gemeente, en hulle spat uit mekaar uit. En so het die evangelie versprei, en almal het versprei, en so het die woord van Jahwe versprei reg oor die wêreld. Dis wat Vader soek. Maar uit die oortuiging van hulle hart, niks verkeerd nie, bring daai persoon, hy verkoop sy eiendom, en hy bring alles, en hy sit dit by die voete van die apostels neer. Nou sien Ananias en Safira dit. Ons gaan guns kry by hierdie apostel. Net so is daar baie mense wat vandag, kyk, ek gaan guns kry by die pastoor, ek gaan guns kry by daai profeet, nee, kyk, ek gaan dit doen. Maar weet jy wat gebeur? Ananias en Safira verkoop hulle eiendom, en hulle hou geld terug. Is dit verkeerd? Is dit verkeerd om die geld terug te hou? Nee, dis nie verkeerd nie. Hulle
uitvoering daarvan is verkeerd. Want jy sien, nou kom Ananias en hy sê, hier is die hele opbrengs van die eiendom wat ons verkoop het. So hy het gelieg. Daar's niks daarmee verkeerd om geld terug te hou, om te sê, weet jy wat, ek het ons eiendom verkoop, apostels, pastoor, herder, leraar, ek het die eiendom verkoop, en weet jy wat, ek gee 'n gedeelte van dit, gee ek vir die gemeente, of ek bring dit na die apostel, 100% korrek, dan sou daar nie 'n probleem gewees het. Maar nou lieg hulle, en hulle sê, oog nee, dis die volle opbrengs, maar nou hou hulle geld terug. En dit het hulle verkeerd gedoen voor die oë van Jahwe. Toe kom Safira in, en hulle vra vir Safira, hoor jy so, is dit die hele opbrengs? Sy sê ja, en hulle albei sterwe. So daar's niks daarmee verkeerd om geld terug te hou nie, inteendeel, as jy iets verkoop, is dit joune. Weet jy wat verwag Vader van jou? Net 'n tiende. Net 'n tiende. Weet jy wat verwag Vader van jou vir jou inkomste? Net 'n tiende. Daar gelaat, verby. So hulle doen wat verkeerd is voor die oë van Jahwe. Met ander woorde, die motief is soms reg, maar die uitvoering rig skade. Rig skade. So is daar baie mense wat in die teenwoordigheid van Vader is en hulle doen dinge wat hulle nie beveel is nie. Dan sê maar ja, pastoor, my bedoeling was reg en my hart was reg. Alles great, alles fantasties, maar die uitvoering daarvan verkeerd. Verkeerd. Nou die vierde ding wat hulle verkeerd gedoen het in die oë van Jahwe, hulle het die heiligheid van Jahwe nie onderskei nie. Hulle het dit nie onderskei nie. En hulle het hulle self nie gereinig in sy heilige teenwoordigheid nie. Hulle het hulle self nie gereinig nie. Daar is nog te veel van die wêreld in die mens, te veel van die vlees, te min van die gees van Jahwe, en jy kan Vader Jahwe in die vlees nie behaag nie. Dis onmoontlik. Jy kan hom nie behaag in die vlees nie. Daarom sê Romeine hoofstuk 8 vers 5 tot 8. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat die vlees vyandskap teen Elohim is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, en dit kan ook nie, want wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. In ander woorde, hierdie twee mense, alhoewel hulle voorbereid was, alhoewel hulle ingewy was, net soos baie mense vandag op die platform en op die kansels ingewy is, hulle is voorberei, hulle het gaan studeer, hulle is ingewy by die gemeente, maar hulle bring 'n vreemde vuur voor die aangesig van Jahwe, wat hulle nie beveel het nie. Want jy sien, dit staan nie in die woord opgeteken nie. Dis 'n vreemde vuur. En hulle die heiligheid van Jahwe nie geonderskei nie, al was hulle voorbereid, al was hulle vir 7 dae voorbereid, al het hulle Jahwe se heiligheid aanskou, het dit nie 'n verskil gemaak in hulle lewe nie. En net so is daar mense en die natuurlike mens, nou natuurlik, wat nie die dinge van die gees kan onderskei nie. Hulle kan dit net nie raak sien nie. Hulle kan dit nie onderskei nie. As ek hom baie keer sien ek, dat die oomblik wanneer jy praat oor die heiligheid van Jahwe, dan kyk mense jou aan asof jy mal is. Want hulle verstaan dit nie, hulle snap dit nie. Want hulle het net nie daai heilige ervaring en die verhouding met Jahwe nie. En jy sien dit ook baie keer met worship, want dan staan hier 'n persoon en sy hande is op en hy worship en jy kan sien hy's in vervoering en hierdie persoon huil en daardie persoon bid in tale en hierdie persoon kan jy sien begin sommer te kniel en jy kan sien die teenwoordigheid van Vader oor daardie persoon en dan is daar ander. Dan is daar ander wat staan en hulle weet nie eintlik wat aangaan nie. Want jy sien Vader Jahwe sê dit in sy woord in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 14. Hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van Elohim nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En hierdie twee mense het dit nie raak gesien nie. Nadab en Abihu het dit nie gesnap nie. Hulle het nie die heiligheid van Jahwe geonderskei nie. Mense, dit is belangrik, want die funksie van die priester is om 'n onderskeid te maak tussen wat heilig
en onheilig is, om 'n onderskeid te maak tussen rein en onrein, om die kinders van Israel te leer al die insettinge van Jahwe. En wat word vandag geleer? Oeg nee, dis verby. Dis taboe. Nee, dit is nie. Want hierdie is geskrywe deur die vinger van Jahwe, en die mens kan nie dink dat dit wat Vader Jahwe geskryf het met sy vinger is nou verby nie. Want dit is 'n ewige insetting. Maar jy sien, hulle onderskei nie die heiligheid van Jahwe nie. Nou die 5de ding en die laaste ene, wat hierdie twee mense verkeerd gedoen het, is hulle wou die heilige diens waarneem. Hulle wou dit doen, die heilige diens van Jahwe, in 'n dronk toestand. Hulle het gedink dat nee, is okay, ons kan maar wyn drink. Ons kan in 'n dronk toestand, kan ons voor die Vader verskyn met die heilige bediening in sy tabernakel, en ons kan so funksioneer. Maar toe dop hulle 'n toets. Weet jy hoekom? Hier sê die woord, Levitikus 10 vers 9. Hier sê die woord, hulle was dronk. Hier sê dit. Hy praat Moses en hy praat met Aaron en hy sê die volgende, hy sê, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seun saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n Ewige insetting is dit vir al julle geslagte. 'n Ewige insetting. Nie wyn of sterk drank nie. In ander woorde, julle moet heilig wees. Hoekom? Dis die funksie van die priester om die onderskeid te bring tussen heilig en onheilig. Met ander woorde, die priester kan nie onheilig wees nie. Jesus mense, dit is so belangrik. Nou geld hierdie vir ons vandag, nie net vir die pastoor of die leraar of die herder of die evangelis nie, geld dit vir almal vandag? Ja. Ok, maar hoekom? Hier sê die woord, 1 Petrus 2 vers 9. Ek praat gou met jou. En hierdie is 'n verwysing van wie jy is. Kyk hier, 1 Petrus 2 vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Halleluja. So met ander woorde, ek en jy, of jy nou 'n gewone persoon is, en of jy 'n bedienaar is van die woord, jy is 'n koninklike priesterdom. So, Levitikus hoofstuk 10, wat praat oor die funksie van die priester, geld ook vir jou, want jy's 'n koninklike priesterdom. So as die woord sê Levitikus 10 vers 9 met betrekking tot die priesters, moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seun saam met jou in die tent van samekoms ingaan dat jy sterwe, dit is 'n ewige insetting in al julle geslagte. So met ander woorde, dit geld vir my en vir jou. Vir ewig. So mense, dis die 5 dinge wat hierdie mense verkeerd gedoen het. Hulle het vreemde vuur gebring voor die aangesig van Jahwe, en so maklik doen ons dit ook as mens. So maklik vind dit plaas reg oor die wêreld vanuit die heilige bediening waar die woord van God veronderstel is om te wees. En dit maak my hart seer hoe soveel mense vreemde vure bring en hulle dink, ons behaag die lewende God, maar die mens doen dinge wat Vader nooit beveel het. Nooit. Hiermee wil ek afsluit. Vader Jahwe is heilig. Yeshua is heilig. Sy gees wat inwonend in jou is heilig. So wandel dan so in heiligheid en verwyder alle vreemde vuur in jou lewe. Dis belangrik. Want so maklik kan ons as mens dit doen. En so maklik verval ons in onreinheid en onheiligheid. En ons dink, ag nee, ons is okay. Hey, ons is op pad hemel toe. Die woord sê in die boek van Spreuke, daar's 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die vee van die dood. Mense, ek wil hierdie vir jou bring vandag, dat jy kan besef, dat daar is 'n verskil tussen die vuur van Jahwe en vreemde vure. En ek wil hierdie vir jou bring, sodat jy kan besef die heilige teenwoordigheid van Jahwe ons Elohim. Mense, net daar waar jy is, vir die volgende minuut, 2 minute, wil ek hê dat jy dit net
in gedagte moet bring, terwyl ek vir jou bid, dat jy sal besef die heiligheid van Jahwe, dat jy net vir 'n oomblik sal dink die vreemde vure wat jy dalk inbring voor die teenwoordigheid van Jahwe. En ek praat van myself ook, want dis vir my so belangrik om te doen wat Vader behaag, dat ek nie 'n vreemde vuur sal bring voor sy aangesig nie, maar dat ek werklik waar sal volhou om ongefilterd sy woord te verkondig, dat ek die onderskeid sal bring tussen wat rein en onrein, heilig en onheilig is, en dat ek sal leer die insettinge, die gebooie, die wet van Jahwe, wat nog steeds geldig is vandag, dat ek dit sal leer, soos wat Yeshua vir ons sê in die woord, hy sê in Matteus hoofstuk 5, hy sê dat hy sal groot genoem word, die wat hierdie leer en daai gebooie onderhou, sal groot genoem word, maar hy sal die minste genoem word, wat enige van hierdie gebooie breek, en die mense so leer. In ander woorde, my verantwoordelikheid is om seker te maak, dat ek doen dit wat Vader Jahwe behaag. Halleluja! So mense, dit is belangrik dat ek vandag hierdie aan jou oordra. So net daar waar jy is, net vir 'n oomblik, kom ons bid saam. Halleluja. Vader, dankie vir u woord. Vader, ek vereer u. Vader, ek loof u, ek prys u lieflike, heilige, soewereine naam. Dankie vir wie u is. Abba, as ek net besef die heiligheid en die almag van wie u is, Vader, dan begin ek bewe hier in my binneste. Vader, u woord sê dat u is 'n verterende vuur. Vader, u is 'n God van wraak. Vader, daarom kan ons nie verkeerd funksioneer nie. U het aan ons die taak gegee om heilig te lewe in afgesonderdheid. Help ons, Vader, dat al die vreemde vure wat in ons lewe is, dat dit verwyder sal word van u teenwoordigheid. Maar Vader, ons wil net die regte vuur bring. As u die vuur aangesteek het hier in ons binneste, dan beteken dit, ons moet reg funksioneer. Vader, ons moet lewe volgens u woord. Ons moet u vereer en verheerlik in elke aspek van ons lewe. Help ons, Abba, dat ons u sal vereer. Vader, vergewe ons vir al die vreemde vure wat so maklik in ons lewe inkom. Vergewe ons. En kom was ons skoon met die bloed van die lam, en dat ons weer in 'n regstaande posisie sal wees om u naam te vereer en te verheerlik. Dankie, Abba. Vader, help ons, lei ons, versterk ons deur u Heilige Gees, en dat ons die wil van Vader Jahwe sal uitvoer. Vader, help ons, dat ons nie in dieselfde struik sal trap as hierdie twee seuns, Nadab en Abihu. Maar Vader, dat ons die regte aanbidding sal doen, dat ons die regte vuur sal bring, dat ons u sal behaag in elke aspek van ons lewe. Dis ons gebed, Abba. En ek bid nou vir elke persoon, en Vader, dat u sal vergewe, dat u sal verlos, dat u sal kom vrymaak, dat u die herstel sal bring in ons lewe. Vader, is my gebed, in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie besonderse boodskap. En ek eer Abba Vader vir sy woord, en mag jy geseënd wees vandag op hierdie dag, die 12de April 2025. Ek kyk uit met 'n groot verwagting vir elkeen hier by ons Pessachfees, wat begin die 12de tot en met die 20ste, so vanaand om 5uur, vanmiddag om 5uur, het ons 'n amazing aanbieding, en ons het reg deur tot en met die 20ste het ons aanbiedings hier by die gemeente, maar ons stuur vir julle boodskappe deur, ons stuur vir julle video's deur, so môre die 13de gaan daar ook 'n boodskap uitgaan op die kanale met betrekking tot Pessach. So, van my kant af, Rian Abri, wat 'n voorreg om met jou te gesels. Wees geseënd, tot volgende keer. Shalom.